Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Bekommer jy jou ooit oor sekere dinge in jou lewe? As jou antwoord ja is op hierdie vraag, dan het die spesifieke ding waaroor jy jou tans bekommer, heel waarskynlik in jou gedagtes opgekom. Een van die skadelike dinge oor bekommernis is dat dit geneig is om ons van ons selfvertroue te stroop. In plaas daarvan, om op God se grootheid te fokus ons op die situasie en al die redes hoekom ons moet bekommer. En dan laat ons toe dat daardie omstandighede op die einde van die dag ons gedagtes oorneem en ons besluite beïnvloed. As jy met bekommernis sukkel, is dit belangrik dat jy sal besef dat om met bekommernis te sukkel, maak jou nie 'n slegte mens nie. Dit wys net, jy is mens. Wanneer dinge oor ons pad kom, wat veroorsaak dat ons bekommerd is, het ons God se hulp nodig. Maar hoe kry ons dit? 1 Petrus 5 vers 6 tot 7 sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Hier gee Petrus vir ons 2 stappe om bekommernis te oorkom. Eerste een, verneder jouself voor God. En die tweede een, werp al jou bekommernis op hom. Almal van ons sal beter afwees as ons net wil leer om meer op God te steun en om sy hulp te vra. Maar solank as wat ons alles self probeer doen, sal God ons toelaat. Hy sal nie na ons probleme en bekommernisse omsien totdat ons dit oorgee aan hom nie. Of ons hanteer dit, of God hanteer dit. Maar ons kan nie albei dit op dieselfde tyd hanteer nie. Nou om ons bekommernis op hom te werp, beteken nie dat ons niks moet doen van ons kant af nie. God gaan nie dit vir jou doen wat jy self kan doen nie. Nee, jy moet doen wat jy kan doen en dan op God vertrou om te doen wat jy nie kan nie. Eers wanneer ons onsself verootmoedig en vir sy hulp vra, dan stel God sy krag in ons situasie vry. Die oplossing vir bekommernis is dus om onsself voor God te verootmoedig, ons bekommernisse op hom te werp en hom te vertrou. Here, vandag verootmoedig ek my voor U en ek kom vra vir U hulp. Dankie dat U krag vrygestel word in my omstandighede wanneer ek my volle vertroue in U sit. In Jesus naam bid ek dit. Amen.